lekker saam, ons maak die Here se naam groot. Dis gedoen.
dis klaar. Ek het volbring. Dis die oorwinningskreet vir my en jou om te besef en te weet vandag dat ek en jy meer as oorwinnaars kan wees as gevolg van Tetelestai. Die mooiste woorde wat die kreet wat daar uitgeroep was vir my en vir jou. Kind van God, hy het gedoen vir my, hy het gedoen vir jou. Every mile, every breath, every moment of endurance was a demonstration of His love. Amen. Kom ons sluit die oë. Jesus, Jesus, wat 'n prys het U vir ons betaal. Terwyl U daar U bloed geloop het U steeds aan ons gedink. Elke een wat hier is vanmôre se naam was in die gedagtes, terwyl U daai pad moes gestap het. En wetend waarheen U op pad is, het U steeds gesê, Vader, U wil. Ons het nie genoeg woorde om dankie te sê aan U nie. Aan die pad wat U oopgemaak het, sodat elke een wat hier is vanmôre na die Vader kan gaan. Die pad oopgemaak, die deure vir ons oopgemaak en gesê, kom my kind, kom sit aan die tafel, want daar is 'n plek vir jou. Daar's 'n stoel met jou naam op. Kom en sit. Here, baie dankie vir die voorreg om hier te wees vanmôre. Dankie vir elkeen wat hier is. Mag elkeen ingekom het met 'n groot verwagting in dit wat U vir ons het. Die woord wat U gegee het vir ons pastoor om te bring vanmôre spesiaal uitgerol het. Seën ons vir sy lippe. Seën ons offerande vanmôre. En ons bring dit vanmôre met 'n blymoedige hart. Ons loof U, ons prys U, ons eer U en ons aanbid U. En daar is niemand soos U nie. Amen. Amen. Net gou vinnig die afkondigings. Die Golden Oldies, donderdag 9 April. Daar's 'n R30 registrasiefooi. Helen gaan by die tafel wees. Julle kan dit daar met haar bespreek. Ek dink dit was boereworsrolle en julle gaan dit net geniet soos gewoonlik. Volgens gaan groot talente aand is Saterdag die 18de. Daar's nie baie tyd oor nie. Kom praat asseblief met Verushka. Enige talent wat jy het. Ek glo die Vader het ons elke een met 'n spesiale talent gebless. Dan is in die kleur en geur fondsinsameling vir die diere. Dit gaan volgende maand die 2de Mei wees. Sien maar die advertensie wat uitgaan. En dan kan julle gerus solank 'n blikkie eetgoed bring, hondekos bring, kattekos bring, wat ook al op julle hart is en wil bring, elke sakkie, elke blikkie gaan daai sak vol maak vir die diere. So julle kan van nou af elke Sondag wanneer ons kom dit net op die tafel agter neersit as dit op jou hart gelê word. Met die volgende lied gaan ons offerande bring. Dit wat die Here op jou hart gegee het om te bring. Die offer wat ons vir hom bring vir alles wat hy vir ons gee. Want alles wat ons het, behoort tog aan hom. Amen. So kom ons staan en dan is ons geleer om die Here te loof, te prys, sy naam groot te maak. Amen. Amen. Kom ons gee vir die Here nog op. Halleluja. Kom ons sing lekker saam. Is jy reg in hierdie flits? En die kosbare flits van die Here. Halleluja.
dankbaarheid teenoor U nog groot doen. Here, wat so groot oomblik was dit nie. En ons gee al die lof en eer vanmôre. U is so waardig, Here. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene.
Dank u wel, Vader. Dank u voor uw goede. Dank u voor uw liefde, genade en goedheid. Ons geef aan uw lof en aan uw eer. Ons prijs uw grote en wonderlijke naam. Heer, het jou lief, kind van God. Hij heeft jou bij die naam geroepen. Hij is zijne. Hij heeft jou lief. Hij heeft jou lief. Light of the world, you step down into darkness.
Halleluja. Ek wil vra dat Cassie en Ronnie vir ons die nagmaalstafel regkry. U kan die sitplekke neem. Welkom aan al ons besoekers. Elkeen wat die tyd uitgekoop het om in die huis van die Here te wees. En weet jy, ons het nou gesing, like a rose, trampled on the ground. He took the fall, because he thought of me most of all. Maar weet jy wat, dis vir ons nie 'n treurige situasie nie, want ons weet, hy is nie nog in die graf nie. Amen. Hy leef, hy het opgestaan. Toe daar die sing van daar die lied, toe daar die roos vertrap word, kon ek die geure van God se balsem ruik. Kon ek daar die lieflike offer wat Jesus maak, kon ek as te ware in my gees aanskou. Jesus Christus, ons saligmaker en verlosser. Ek wil vanmôre vir u sê, as jou lewe met God nie reg is nie, is vandag die regte oomblik om jou lewe met hom reg te maak. As jou lewe nog een voet in die dood en een voet in die lewe staan, jy sien, jy kan nie op water in twee bootjies tegelyk staan nie. Jy kan jouself voorstel wat sou gebeur as daar 'n storm, 'n stroompie sou kom en daar die twee arme bene van jou, een wat in die wêreld staan en een wat in die hemel staan. Dit gaan nie aangenaam wees nie. Maar weet jy wat, vanmôre is vir ons 'n nuwe dag. God se genade is vir ons nuut. Gebruik hierdie dag, want ek wil vir julle sê die koms van die Here is naby. Amen. Die koms van die Here is naby. Ek verwag deur die orde van God dat daar die bassein sal blaas op een van God se feesdae. Dit kan vandag wees. Dit kan Sondag wees. Dit kan op Pinkster gebeur. Maar weet jy wat? Ek roep saam met die res wat uitsien na die koms van die Here, roep ek uit Maranatha. Kom Here Jesus, kom. Halleluja. Dit bring ons by die nagmaal en vanmôre gaan ons die nagmaal vier by die voete van die kruis. Jesaja 53 vers 5 sê, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Prys die naam van die Here. Ons weet daar die profesie het in vervulling gekom aan daardie kruishout. Maar vanmôre staan ons nie haastig nie. Vanmôre staan ons stil. Ons staan aan die voete van die kruis. Daar waar Jesus daar die dierprys betaal het. Ons hoor die hamer sla. Ons sien die doringkroon. Ons voel die swaar van daardie oomblik. En daar hang Jesus Christus, gebreek, verwond en verlate. Nie oor iets wat hy gedoen het nie, maar oor dit wat ek en jy gedoen het. Jesaja sê hy is deurboor oor ons oortredinge. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Elke wond dra 'n naam. Jou naam en my naam. Dink aan 'n pa wat sien hoe sy kind veroordeel word vir 'n misdaad wat hy gepleeg het waaraan hy skuldig staan. En daar die pa wat na die regter toe kom en kom staan en sê, laat ek die straf eerder vir my kind neem. Neem my in sy plek. Hy neem die straf. Hy dra die pyn. Hy gee alles, net sodat sy kind kan lewe. So het Jesus vir my en jou gedoen. Toe hy uitroep, dit is volbring,
was dit nie 'n fluister van nederlaag nie. Dit was 'n uitroep van liefde wat alles gegee het. Wanneer jy die brood vat, onthou, dit het hom alles gekos. Wanneer jy daardie kelkie drink, onthou, dit was nie goedkoop genade nie. Laat dit jou hart weer sag maak. Laat dit jou trane weer laat loop. Laat dit jou oë nat maak. Laat dit jou siel weer onthou. Jy is geliefd tot aan die kruis. Prys die naam van die Here. Ek wil die musikante eers die geleentheid gee om die nagmaal te gebruik. En daarna kan ons deurbeweeg van my regterkant af so blok vir blok tot aan hierdie kant. As daar enigiemand is wat bedien wil word daar waar jy sit, vra dat jy asseblief net jou hand sal opsteek en Cassie en Ronnie sal daar by julle omkom. Kom ons staan net almal saam en ons bid. Here, na die nag die Jesus verraai is, het die brood geneem en uitgebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. So het hy ook daarna met die beker, nadat hulle geëet het gesê, hierdie is die beker, door die Nuwe Testament in my bloed. Drink, neem, eet, ter gedagtenis van my. Ons dank U, Here, vir hierdie blye gedagte, om te weet dat U vir ons die diereprys betaal het, sodat die wat in U glo, nie verlore sal gaan nie, maar gered sal word. En kom ons vanmôre nederig en buig ons neer by hierdie heilige nagmaalstafel. Neem ons daardie broodjie en herinner ons onsself aan U liggaam wat vir ons vergrys was. Drink ons daardie kelkie met die gedagte dat U bloed vir ons gestort is ter vergifnis van sonde. Ons wil U net loof en prys in hierdie oomblik, Here, en vir U sê dankie. Dankie vir genade op genade. Dankie dat daardie genade 'n prys betaal het. Dat dit nie goedkoop genade was nie. En Here, dat die wat in U naam glo, gered sal word. Ons dank U in Jesus kosbare naam. En almal sê, Amen. Baie dankie, musikante.
het almal 'n geleentheid gehad vir die nagmaal. Baie dankie, julle kan maar vir ons skuif, man. Ons gaan dan nou, dankie musikante, ons gaan dan nou vir ons lofdansers 'n geleentheid gee om vir ons 'n item te bring.
Halleluja. Hy vertoef nie. Hy wag vir jou. Loof die naam van die Here. Dit bring ons vanmôre by die boodskap. Ek wil ook net op my weer vir Chris sê, baie geluk met sy verjaarsdag. Ons het nie van jou vergeet nie. Ons het dit gehou vir juis in hierdie oomblik om te sê, mag die Here jou ryklik seën. Mag hy nog baie gesonde en vreugdevolle jare by jou lewe voeg. En mag hy jou deurdra en mag jy sy vrede en sy genade geniet. Halleluja. Ek wil hê jy moet saam met my blaai na Johannes 12. Johannes 12, en ons gaan saam lees vanaf vers 23 tot 33. Johannes 12, vers 23. Maar Jesus antwoord hulle en sê, die uur het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Wie sy lewe lief het, sal dit verloor. Maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. As iemand my dien, laat hom my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. En as iemand my dien, sal die Vader hom eer. Nou is my siel ontstel. En wat sal ek sê? Vader, red my hierdie uur, maar hierom het ek in hierdie uur gekom. Vader, verheerlik u naam. Daar het toe 'n stem uit die hemel gekom, ek het dit verheerlik, en ek sal dit weer verheerlik. En die skare wat daar gestaan en dit gehoor het gesê dat daar 'n donderslag gewees het. Ander het gesê, 'n engel het met hom gespreek. Jesus antwoord en sê, hierdie stem het nie vir my ontwil gekom nie, maar om julle ontwil. Nou is dit die oordeel van hierdie wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word. En ek, as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek. En dit het hy gesê, om aan te dui hoe danige dood hy sou sterwe. Net tot sover, geliefdes, prys die naam van die Here. Ons is besig met 'n reeks oor die heerlikheid van God, daardie onsagwekkende, alles oortreffende openbaring van God se heerlikheid en van wie God werklik is. Daarom is ons tema vanmôre die kruis as die hoogste openbaring van God se heerlikheid. Wanneer ons aan heerlikheid dink ons aan skerp lig, dink ons aan majesteit, krag, wonderwerke, dink ons aan die berg Sinaï of die wolk van God se teenwoordigheid, hoor ons die woorde Lazarus, kom uit. Sien ons daar die Rooi See oopgekloof met water by die 30 meter hoog wat soos in 'n spieël aan die kante vas staan en die volk wat op droë grond deurtrek. Sien ons en hoor ons op die 7de dag die basuine wat blaas en Jerigo se mure wat op sy plek inval. Maar vandag neem Jesus ons na 'n ander plek waar niemand sou dink God se heerlikheid sou skyn nie. 'n Kruis. 'n Instrument van marteling. 'n Simbool van skande. 'n Plek van dood. En tog sê Jesus, die uur het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word.
Nie 'n paleis nie, nie 'n troon nie, nie 'n oorwinningstog nie, maar op Golgotha. Die heerlikheid van God, wat is dit? Jy sien wanneer Moses in Exodus 33 vers 18 sê, wys my tog u heerlikheid, verwag ons 'n visioen van vuur en donderslag. Maar God antwoord anders. God se heerlikheid is nie net sy krag nie, maar is ook sy karakter, sy goedheid, sy genade, sy trou, sy liefde, sy geregtigheid. Dan kan die son, jy kan nie direk in die son kyk nie, want dit sal jou verblind. Maar die strale en die lig wat die son afgee, bring warmte. Jy sien daar die lig van ver af. Jy sien die effek wat die son op alles het. Nou net so sien ons God se heerlikheid deur die uitstraling van sy karakter. Tweedens wil ek met u gesels oor hierdie radikale stelling wat Jesus Christus maak. Hy sê die uur het gekom dat die seun van die mens verheerlik moet word. Die kruis is God se heerlikheid. In Johannes 12 kondig Jesus aan dat sy uur gekom het. Die uur van sy verheerliking. Maar hy praat nie van die opstanding of die hemelvaart nie. Hy praat juis van die kruisiging. En dan sê hy in een van die verse, nou sal die owerste van hierdie wêreld na buite toe gedrywe word. Vir Johannes is die kruis nie 'n teleurstelling nie. Is dit nie 'n tragedie nie, dis 'n openbaring. Die kruis is 'n openbaring van die liefde van God. Dis nie 'n nederlaag nie, dis 'n troon. Dis nie die einde van Jesus se bediening nie, maar die hoogtepunt. Alles, maar alles sou verniet gewees het as dit nie vir die kruis was nie. Derdens wil ek met u gesels oor hoe openbaar die kruis God se heerlikheid. En die eerste daarvan is die kruis openbaar God se liefde. Ons het nou gelees in Jesaja 53 dat hy dit nie roof geag het nie, maar dat hy aan 'n kruishout vir ons kom sterf het. No greater love has no man than this, than one who lays down his life for his friend. En weet jy, terwyl ons nog sy vyand was, het Christus aan daardie kruishout vir ons gesterf. Terwyl ons nog skree kruisig hom, het hy gesê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die wêreld meet liefde aan gevoel, maar God meet liefde aan opoffering. Daarom waarsku die Here ons in Romeine 6 vers 16, hy sê, weet julle nie, dat aan wie julle julleself as diensknegte tot beskikking stel, om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is, van hom, aan wie julle gehoorsaam is nie, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. Geliefdes, daarom sê ons geleesde gedeelte, Johannes 12 vers 25, wie sy lewe lief het, in hierdie wêreld sal dit verloor. Maar wie sy liefde, sy lewe op hierdie aarde haat, sal vir ewig lewe in hiernamaals. Sal bewaar word tot in ewigheid. Halleluja. Tweedens openbaar die kruis God se geregtigheid. God kan nie sonde ignoreer nie.
Die woord van die Here sê, die sonde sal nie ongestraf bly nie. Hy kan nie net sê, dis reg so nie, want dan dien ons 'n onregverdige God. 'n Regverdige God moet sonde straf. Maar hierdie regverdige God het in sy groote liefde daardie straf self gedra. Die kruis is waar Jesus die prys betaal het. Die kruis is waar God se liefde en sy geregtigheid mekaar ontmoet. Derdens, die kruis openbaar God se nederigheid. Die profesie in Jesaja en wat herhaal word in Handelinge 8 sê dat hy was soos 'n skaap gelei na die slagveld. Hy was soos 'n lam, stom, wat voor sy skeerder staan. Toe Pontius Pilatus Jesus vra, waarom kla jou mense jou aan, het hy stil gebly. Die koning van die heelal word 'n slaaf. Die skepper word deur sy skepsel gespot. Die een wat lewe gee, hang tussen twee rowers. Die kruis openbaar God se oorwinning. Halleluja. Die duiwel dink hy het gewen. Die mense dink Jesus het verloor. Die disippels dink alles is verby. Maar in die onsigbare realm word die grootste oorwinning ooit behaal. Die kruis is God se oorwinningsoomblik. Ek wil graag na 'n paar hoogtepunte kyk vanmôre. Hoekom pas die kruis in 'n reeks oor God se heerlikheid? En elkeen van hierdie punte is 'n boodskap in homself. En wil ek jou aanmoedig om dit te bepeins. Die kruis is die hoogste openbaring van wie God is. Die kruis is die middelpunt van die Bybelse storie. Soos ek sê, sonder die kruis sou die Bybel jou klagstaat wees en sou dit jou veroordeling uitspreek van wat jy verdien het. Die kruis is die bron van ons aanbidding. Ons het Woensdag aand by die biduur daarna gekyk. Weet jy, as jy die kruis eers raak gesien het en jou koning en saligmaker en verlosser in daardie kruishout gesien het, kan jy nie neutraal bly nie. Kan jy net oorgaan in aanbidding en in gebed. En die kruis is die spieël waarin ons God se hart sien. 'n liefde onuitspreeklik groot. Ek wil 'n stelling vanmôre maak. Wanneer jy die kruis sien, sien jy God se heerlikheid duideliker as enige wonderwerk, enige visioen of profetiese ervaring. Ek wil afsluit. Wat is ons reaksie op hierdie heerlikheid van die kruis? Eerstens, bring dit ons tot aanbidding. Wanneer jy die kruis sien, sien jy die hart van God en aanbidding vloei outomaties. Tweedens, ons reaksie op die heerlikheid van die kruis is oorgawe. Die kruis roep ons nie net om te kyk nie, maar om te kom. Nie net om te bewonder nie, maar om 'n oorgawe te maak. En derdens, ons reaksie op die heerlikheid van die kruis is transformasie. Hoe meer jy die kruis aanskou, hoe meer word jy soos Jesus. Ek het julle vertel van 'n diamant wat in 'n donker vertrek sit. Gaan vir jou niks vertel en niks sê, gaan nie sien nie.
Maar as jy 'n skerp lig op daardie diamant gaan skyn, gaan daardie diamant die lig opbreek in duisende kleure. En dit is die heerlikheid van God. Maar weet jy, juweliere, hulle vat daardie diamant en sit dit op die agtergrond van 'n swart doek. En dit laat die lig nog meer uitstaan uit daardie diamant uit. Ek wil vanmôre vir u sê, God plaas die kruis teen die donkerste agtergrond van sonde en sy heerlikheid skyn helderder as ooit. Halleluja. Wil 'n slot uitnodiging maak en die musikante na vore nooi. Gemeente, wanneer ons na die kruis kyk, sien ons nie net verlossing nie. Ons sien die heerlikheid van God raak. Die kruis is God se selfportret. Want so lieflik God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun nie gespaar het, maar hom uitgelewer het aan 'n houtkruis. Die kruis is God se troon. Dis daar waar die oorwinning behaal is. Dis daar waar die vyand uitgeklee is. Dis daar waar Jesus uitroep deur die profete en sê, dood, waar is jou angel? Die kruis is God se hart. Sy enigste seun nie gespaar nie, sodat ek en jy die ewige lewe mag erwe. Wil jy nie vandag nader kom nie? Ons staan onder die lig van sy heerlikheid. Kom ontvang die liefde, die geregtigheid, die nederigheid en die oorwinning van God. Alles geopenbaar deur die kruis van Jesus Christus. Loof die Here, amen. Baie dankie musikante. Amen. Kom ons staan saam vir die Christus en saam. Ek is verlos deur die bloed van die Lam. Ek is verlos deur die bloed van die Lam. Wees met ons, gaan met ons. En laat hierdie gedagte by ons bly vandag. Maar ons weet, die leef het opgestaan. Halleluja. Geliefdes, Jesus hang in die bouwel van die kruis. It is finished. No greater love. Sondag gesels ons oor die buitekante. Loof die
die naam van die Here. Mag u geseënd wees, ontvang net die seën van die Here. Mag die genade van God, die liefde van ons Here Jesus Christus en die leiding van die Heilige Gees met elkeen van u wees. Amen. Amen.